Goeiemôre. Jy luister na die 46ste oordenking in die reeks deur die oë van 'n kind. Ons tema vanoggend is ontmoetings by die waterput. Kom ons lees saam uit die boek Die Klein Prinsie, hoofstuk 25. Hoofstuk 24 het afgesluit met die laaste woorde: en terwyl ek so loop, ontdek ek teen dagbreek die put. Die mense, sê die Klein Prinsie, klim in sneltreine, maar hulle weet nie meer waarna hulle soek nie. Daarom raak hulle rusteloos en hardloop rond in sirkels. En hy voeg by: dit is nie die moeite werd nie. Die put wat ons bereik het, lyk glad nie soos die putte van die Sahara nie. Sahara-putte is eenvoudige gate wat in die sand gegrawe word. Hierdie een het soos 'n dorpsput gelyk, maar daar was geen dorp in die sig nie, en ek het gedink ek droom. Dis vreemd, sê die Klein Prinsie. Alles is in plek. Die katrol, die emmer en die tou. Hy lag, raak aan die tou, laat die katrol draai. En die katrol kreun soos 'n ou weerhaan wat kreun na die wind lank geslaap het. Hoor jy, sê die Klein Prinsie. Ons maak die put wakker en hy sing. Ek wou nie hy moes homself moeg maak nie. Los dit vir my, sê ek vir hom. Dis te swaar vir jou. Ek hys die emmer stadig tot op die rand. Daar balanseer ek hom mooi. Die deentjie van die katrol draal in my ore en ek sien hoe die son in die golwende water bewe. Ek wil net 'n oomblik hier die voorlesing onderbreek. Dis duidelik dat hier voorbereiding is vir hierdie put. Dat dit nie maar net 'n terloopse put is nie. Wanneer die Klein Prinsie sê, dis vreemd, alles is in plek, die katrol, die emmer en die tou, lag hy direk daarna. En dan sê hy, die katrol kreun soos 'n ou weerhaan wat kreun na die wind lank geslaap het. Is dit vir hom vreemd? Of wil hy juis hê dat die verteller moet sien wat hier gebeur? Dis vreemd, dink jy nie? Kyk tog hierna, let op. Hierdie put is voorberei. En die simboliek van die katrol wat kreun soos 'n ou weerhaan wat kreun na die wind lank geslaap het. Dink oor hierdie beeld. Dis soos 'n windpomp op 'n plaas na die lang winterdroogte. En die oomblik wanneer die wind opstaan en die windpomp begin draai, of 'n ou weerhaan op die kerk se dak, dan weet jy dat daar verandering aan die kom is. Die wind wat waai, met die simboliek van die Gees van God. Hoor jy, sê die Klein Prinsie. Ons maak die put wakker en hy sing. Word ons wakker? Is daar 'n geestelike ontwaking in ons? Wat sien jy as die verteller sê, ek sien hoe die son in die golwende water bewe? Onder in die put is dit donker, maar die son dans in die golwende water. Kom ons lees verder. Ek smag na daardie water, sê die prinsie. Gee my 'n slukkie. En skielik verstaan ek waarna hy soek. Ek lig die emmer op na sy lippe. Hy drink toe o. Dit is so soet soos 'n fees op sy tong. Hierdie water is veel meer as 'n lafenis. Dit is gebore uit 'n staptog onder die sterre, uit die lied van die katrol, uit die inspanning van my arms. Dit is goed vir die hart soos 'n geskenk. Toe ek 'n klein seentjie was, het die lig van die kersboom, die musiek van die middernagdiens, die soetheid van die glimlagte, die kersgeskenke wat ek ontvang het, ook so laat straal. Ek wil eers weer die voorlesing onderbreek. Dis insiggewend dat die Klein Prinsie eerste drink. En dat die Klein Prinsie sê, ek smag na daardie water. Die beeld van ek smag na daardie water is 'n baie sterk Bybelse simbool. Soos 'n hert wat smag na water. So smag my siel na U, o Heer. Soos 'n wildsbok wat smag na water. Die feit dat die Klein Prinsie eerste drink, toe o, ontvanklik,
dat die water soet is soos 'n fees op sy tong. Wat is die simboliek daarvan, dat die klein prinsie eerste drink? Die klein prinsie wys vir hom hoe om die water te ontvang, die water waarna ons smag. En juis in hierdie simboliek neem dit die verteller terug na toe hy 'n klein seentjie was. Die lig van 'n kersboom, die musiek van 'n middernagdiens, die soetheid van glimlagte, die kersgeskenke wat die lig ook so laat straal. Vroeër het hy gesê, net dit wat jy met jou hart kan sien is belangrik. Daardie lig van die kersboom, die musiek van die middernagdiens, die soetheid van die glimlagte, dieper verhoudings, koneksie tussen mense. Dit is wat die Here vir ons gee in hierdie wêreld, om sy lig te laat skyn, om mak gemaak te word, soos hy vroeër van die jakkals geleer het. Om mak gemaak te word en innige verhoudings te hê. Kom ons lees verder. Die mense van jou land, sê die klein prinsie, kweek 5000 rose in een tuin en hulle kry nog steeds nie waarna hulle soek nie. Nee, hulle kry dit nie, antwoord ek. En tog wat hulle soek kan hulle vind in 'n enkele roos of 'n bietjie water. Verseker, antwoord ek. En die klein prinsie voeg by, maar jou oë is blind, jy moet met jou hart soek. Ek drink. Ek haal rustig asem. Teen dagbreek het die sand die kleur van heuning. Hierdie heuningkleur maak my ook gelukkig. Hoekom voel ek dan verdrietig? Jy moet jou belofte nakom, sê die klein prinsie wat weer langs my kom sit, saggies vir my. Watter belofte? Jy weet, 'n snoetmasker vir my skaap. Ek is verantwoordelik vir hierdie blom. Ek haal die rowwe skets uit my sak. Die klein prinsie kyk daarna en sê lagend, jou krummetartbome lyk 'n bietjie soos koolkoppe. Ha! Ek was jy so trots op die krummetarte. Jou jakkals, sy ore, hulle lyk 'n bietjie soos horings en hulle is te lank. En hy lag weer. Jy maak nie mooi nie, kleine man. Ek het nooit geleer om iets te teken behalwe die binnekant en buitekant van luislange nie. Toe maar, is reg so, sê hy. Die kinders sal verstaan. Ek teken toe 'n snoetmasker. My maag trek op 'n knop toe ek dit vir hom gee. Dit lyk vir my jy voer iets in die mou waarvan ek niks weet nie. Maar hy antwoord my nie. Hy sê net, jy weet, dit is môre presies 'n jaar gelede dat ek op die aarde geland het. Toe, na stilte sê hy, ek het hier baie naby geland. En hy bloos. En weer, sonder dat ek weet hoekom, ervaar ek 'n vreemde hartseer. 'n Vraag egter kom by my op. Is nie toevallig dat jy heeltemal alleen hier geloop het op die oggend 8 dae gelede, toe ek jou ontmoet het nie, 1000 myl van die beskawing af? Was jou pad terug na die plek waar jy geland het? Die klein prinsie bloos weer, en huiwerig voeg ek by, miskien was dit dalk juis weens die herdenking? Die klein prinsie bloos weer. Hy het nooit vrae beantwoord nie, maar as iemand bloos, beteken dit ja, nie waar nie. Ag, sê ek is bang. Maar hy antwoord, nou moet jy aan die werk spring. Jy moet teruggaan na jou vliegtuig toe. Ek wag hier vir jou, kom môre aand terug. Maar ek voel glad nie gerus nie. Ek het aan die jakkals gedink. As jy jou laat mak maak, kan dit maklik tot trane lei. Wanneer die klein prinsie en die verteller uiteindelik die waterput bereik, is daar iets misterieus daaraan. Dit lyk voorberei. Sin speel die skrywer op die verhaal in Johannes 4, waar Jesus die Samaritaanse vrou onderrig en leer van die lewe, die water van lewe, van redding en ware aanbidding. Die besondere belangrikheid van hierdie waterput moet ons verstaan teen die agtergrond van die chaotiese wêreld en oppervlakkigheid wat deurlopend in die klein prinsie in die agtergrond staan. Mense wat op sneltreine ry, maar vinnig op pad is na waar hulle nie weet hulle op soek is na nie. Rustelose reise in sirkels.
Mense wat 5000 rose kweek, maar nie weet om 'n enkele een lief te hê nie. Wat steeds nie liefde vind nie. Mense wat omring is deur water, maar hulle drink op maniere waar water nie hulle harte vertroos nie. Mense wie se oë blind is, want hulle soek nie met hulle harte nie. Mense wat nie ander mak maak of mak gemaak word nie. Met ander woorde, wat nie diep en opregte verhoudings het nie. Die water wat die Here ons gee, vul ons diep geestelike dors. Die reis deur uiterlike woestyne verklap die innerlike woestyn binne ons, die onversadigbare dors, tensy ons van die water van lewe drink. Die put in die woestyn was voorberei. Die simboliek dat die Here 'n ontmoeting met ons beplan het. Soos Jesus wat nie die gewone pad na Galilea toe geneem het nie, maar deur Samaria gereis het. 'n Ondenkbare reis vir die Jode van destyds, maar Jesus het daardie reis geneem, want hy het 'n afspraak gehad met die vrou by die put. Haar oë is geopen en sy is gered. Sy het met haar hart begin sien. Sy het haar oë toegemaak en die water gedrink wat haar diep geestelike dors geles het. Sy het besef dat die Here van haar weet, haar naam ken, haar hele verhaal. En van daardie oomblik af was haar lewe in alle opsigte anders. Sy kon met haar hart sien en haar dors was geles. Sy word die eerste sendeling in Samaria. Sy het die Here by die waterput ontmoet. Wat vir my so aangrypend mooi is van hierdie vertelling, is die golwende weerkaatsing van die son onder in die waterput. Ons dae kan elke dag by die waterput verbygaan. Die lig van die Here is hier by ons in die voorbereide waterput. Kom ons bid saam. Hemelvader, aan die begin van hierdie week kom sit ons by die waterput van ontmoeting. Ons raak stil voor U en vra dat U ons harte sal laat sien, dat U ons geestelike dors sal les, dat ons lewe sal hê in oorvloed. Here, help ons dat elkeen van ons onder in die waterput die golwende lig van U son sal sien. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.